Julle het die titel gesien van die preek. Bottles. Bottles. Ja, is 'n groot dag as mense besluit om gedoop te word, né? Nee. Onthou julle toe julle besluit het om gedoop te word? Is 'n groot dag. So kom ons sluit net die oë. Hemelse Vader, U sê die hemel juig vir elke sondaar wat terugkeer. En vandag moet hy baie hard juig, want dis 'n hele paar wat deur die water wil gaan. En nie seker die hele paar wat van plan is, as hulle die vrae in hulle koppe kan bewerk, om ook deur die water te gaan. Want as U vir ons die antwoorde gee wat ons soek, dan kan ons vra, wat keer julle? Want hier is water, wat keer julle om gedoop te word? So help almal wat worstel met vrae, sodat hulle deur hierdie watergraf kan gaan, om te demonstreer dat hulle die ou lewe afsterwe en die nuwe ene opneem in U. So help ons deur die verrigtinge, en mag ons onthou dat ons omsingel is deur engele, wat vol vreugde is. In Jesus naam, amen. Daar is 'n paar plekke in die Bybel, wat nogal pas by 'n doop. So mens kan nou 'n tipiese dooppreek hê, of 'n mens kan nou 'n paar van hierdie stories wat Jesus vertel het met 'n dieper betekenis bietjie studeer. In Lukas hoofstuk 5 vers 29 en verder lees ons, en Levi het 'n groot feesmaal vir hom in sy huis gegee. En daar was 'n groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan tafel was. En hulle skrifgeleerdes en die fariseërs het by die disippels gemurmureer. Hierdie ouens kan daar murmureer. En gesê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en die sondaars? En Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Wat sê die Bybel? Hoeveel regverdiges is daar hieronder op hierdie stukkie aarde? Nie een nie. So wie het hy gekom om hulle te roep? Hy het hulle almal kom roep. Maar die meeste is maar, lyk dit vir my, skrifgeleerdes en fariseërs. Hulle het dit nodig nie. Hulle het dit nie nodig nie. So ek sê welkom vir die sondaars, wat besluit het hulle het dit nodig. Dit is 'n groot stap. En daar was ander plekke waar hulle gesê het, jy weet, die manne vas, maar wat van julle? Hoekom vas julle nie? Ja, as die bruidegom by jy is, hoekom wil jy vas? So vandag is die bruidegom hier en ons gaan nie vas nie, ons gaan eet. Ons gaan eet. Maar daar is 'n ander gelykenis in die Bybel of verhaal wat van toepassing is op die doop. En ons lees dit in Lukas hoofstuk 5. En daar is verskillende vertalings. En almal is so bietjie anders. In hierdie geval dink ek nie een van hulle is verkeerd nie. Soos die nuwe vertaling is nie verkeerd nie en die ou vertaling is ook nie verkeerd nie, maar sommige sê dit net 'n bietjie sterker. Lukas 5 vers 36, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel. Niemand sit 'n lap van 'n nuwe kleed op 'n ou kleed nie, anders skeur dit die nuwe ook, en die lap wat van die nuwe afkom, pas nie by die ou nie. Die engel sê, and the King James said it, and he spake a parable unto them, saying, no man putteth a piece of a new garment upon an old. If otherwise, then both the new maketh a rent,
and the piece that was taken out of the new agreeth not with the old. Een van die mooier vertalings van daai teks kom uit die Slagter Bybel. Kom ek lees hom für julle. Sommige sal verstaan. Sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand reißt ein Stück von einem neuen Kleid aus und setzt es auf ein altes Kleid. Denn sonst zerreißt es auch das Neue und das Stück vom Neuen reimt sich nicht mit dem Alten. Wie dit verstaan? Okay. Die nuwe vertaling is nogal baie soortgelyk. Baie soortgelyk, maar die Duits is die beste een. Ek kan dit nou nie help nie, maar hy was uitstekend. Die nuwe vertaling sê, hy vertel hulle ook nog 'n gelykenis. Niemand skeur uit nuwe klere om daarmee ou klere te lap nie. As hy dit sou doen, sou die nuwe klere stikkend wees, en buitendien sal die nuwe lap nie by die ou klere pas nie. Dis 'n redelike goeie vertolking. Basies soos wat die Duitse een gesê het, maar die Duitse een was net beter. Okay, so wat sê hierdie verhaal vir ons? Is die Here gemoeid met klere? Nee, dit gaan tog oor die kleed van geregtigheid, né? Die kleed van geregtigheid. So, jy kan nie 'n stukkie uit die kleed van geregtigheid van Christus uitskeer nie en sê, hierdie ene pas by my. Ek sal dit aanvaar. Ek wil nie die hele kleed hê nie, daar's te veel dinge betrokke aan die nuwe kleed. Ek soek net die stukkie. Skeer hom uit. Ek plak hom hier op my kleed. Hy lyk nie soos 'n idioot, soos 'n lappies kombers. Die storie is, jy kan nie uit die nuwe kleed iets uitskeer nie, want jy vernietig die hele kleed. Hy is nie meer bruikbaar nie. Jy vat of die hele kleed, of jy bly by die ou kleed. En hier is 'n besluit wat vandag geneem word deur mense, en hulle sê, hulle soek die kleed van geregtigheid, van Christus. Ek hoop julle het 'n konsep van wat dit beteken. Want dit is 'n pakket. Jy vat alles, of jy los dit. Daar is nie 'n lappies kombers nie. Hoe sê die tannie? Sy sê, no patchwork character. No patchwork character. Dis of alles, of dit is niks. En dan kom ons by bottles. Want ons gesels vandag oor bottles. En hier is 'n baie interessante verhaal wat Jesus vertel oor bottles. Nou die woord bottle is net eintlik in die King James waar dit sê, and no man putteth new wine into old bottles, else the new wine will burst the bottles and be spilled, and the bottles will perish. But new wine must be put into new bottles, and both are preserved. Nou, daar staan, the bottles shall perish. So, en niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie, kan maar bottels sê. Anders sal die nuwe wyn die sakke skeur en dit sal uitloop en die sakke sal vergaan. Die sakke sal vergaan, perish, vernietig word. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word en al twee word saam behoue. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe hê, want hy sê die ou is beter. So mense is nou oortuig dat die gegiste ou wyn is beter. En hulle probeer vir jou vertel dat hierdie teks sê, 'n glasie wyn is beter, is goed vir jou, gaan drink hom maar. Is die Here hier bemoeid met frontdrywe? Nee, dit gaan oor 'n baie dieper ding as wat ons hier kan doen. So, wanneer dit sê, die oue is beter,
Die woord sê, wil dadelik 'n nuwe een hê. Niemand wil dadelik 'n nuwe een hê nie, want niemand wat 'n ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe hê nie. Want hy sê die oue is beter. Nou, hoe kan die oue beter wees as die nuwe wyn? En so terloops, as jy nuwe wyn vat, en jy vat 'n ou wynbottel en 'n ou wynsak, vandag se tye kan ons sê 'n papsak. Julle ken mos almal 'n papsak, maar het jy uit 'n papsak al gedrink? Nee, ek het al 'n hele papsak op my eie gedrink, so ek weet presies waarvan ek praat. Toe word ek amper doodgegooi deur 'n kokosneut. Want ek het aan die slaap geraak aan 'n kokosboom, toe val hierdie ding hier langs my kop. Gelukkig was daai nou ook dan, die val so hier langs my. Toe herinner het my, jy was nou amper dood. Jy was nou amper dood. Okay. As jy die nuwe druiwesap in 'n ou wynsak ingooi, die bakterieë van gisting, as hy oop was en aan lig blootgestel het is in daai wynsak, as jy hom dan toemaak, dan gaan hy gis. En dan gaan hy daai ou wynsak skeur. Hy gaan hom skeur. So jy moet nuwe wyn in 'n nuwe wynsak sit waar daar geen bakterieë van gisting teenwoordig is nie, en dan word al twee behoue. Maar hier gaan dit oor wyn en bottels. Wat is die wyn? Die wyn is die doktrine, die lering. Dis die wyn. En wie is die bottel? Julle is die bottel. Ons is die bottels. So niemand gooi nuwe wyn in 'n ou bottel, want die ou bottel gaan skeur. Hy gaan bars. So jy moet nuwe wyn in 'n nuwe bottel sit. En toe die Here op aarde gekom het, met sy nuwe wyn, met sy pragtige verlossingsplan, toe kry hy al hierdie ou bottels wat daar rond staan, rondom die priesterdom en die fariseërs en die sadduseërs en die skrifgeleerdes, ou bottels. En hy probeer vir hulle nuwe wyn inskink. Werk nie. Want niemand wat die ou wyn ken nie, sê ek wil die nuwe hê nie. Iemand vra my vandag, basies, hoekom het die Here dit so moeilik gemaak? Hoekom is dit so moeilik om iemand te oortuig? Hoekom wil my pa hierdie waarhede al verduidelik jy dit vir hom tot die mag 10? Hoekom wil hy dit nie aanvaar nie? Die ou is beter. Los my uit met hierdie nuwe twak. Ek wil dit nie hoor nie. Ek wil bly by my tradisie. En Here gaan my aanvaar, al gaan ek net Kersdag kerk toe, is mos genoeg. En ek wil 'n paaseier eet. Los my uit. En die Here gaan my mos nie nou uit die hemel hou oor 'n glasie. Dit of dat of die ander nie. Nee, ek soek nie daai nuwe wyn nie. Die ou is beter, los my uit. Ek kan doen wat ek wil en ek bly by my tradisie. Maar die Bybel sê, as jy die nuwe wyn wil ontvang, moet jy 'n nuwe bottel wees. En toe gaan die Here en hy gaan soek vir hom nuwe bottels. En ongelukkig is dit so, dat hy gevra het by die geskrifgeleerdes. Hy het van 12 jaar oud, het hy by hulle gesit en vir hulle vrae gevra wat hulle nie kon antwoord nie. 12 jaar oud. Hy bottels. Hulle het nie belang gestel. Maar toe gaan soek hy by die tollenaars, en hy gaan soek by die hoere, en hy gaan soek by die vissermanne, wat almal meer as een taal gepraat het. Ek het ook nog 'n taal gehad in die verlede, want ek kon ten minste vir 15 of 20 minute praat, sonder om myself te herhaal, met een vloekwoord na die ander.
Dis 'n taal op sy eie. Het julle gewonder wat die hemeltaal gaan wees? Afrikaans. Ek was nogal verstom dat my dogter met so 'n antwoord voor 'n dag kan kom. En ek is jammer om vir julle te sê dat Afrikaans gaan nie die taal van die hemel wees nie. En ek is nog jammerder om vir julle te sê dat Duits gaan ook nie die taal van die hemel wees nie. En Engels gaan nie die taal van die hemel wees nie, en Spaans en Italiaans en noot net wat julle wil, gaan nie die taal van die hemel wees nie. Want daar is soveel woorde in Afrikaans, en in Duits, en in Engels, wat so baie vieslike konnotasies het, en so baie gedagtes in jou kop laat opkom, deur al die nuances, dat as daai taal die taal van die hemel sou wees, dan sal ons nooit van die sonde vergeet nie. So ek is jammer, die taal is geskrap. Julle kry 'n skoon geskropte taal, met geen spekwoorde, geen onrein varke in die taal nie. So ek ken nog nie daai taal nie, want elke nou en dan is daar 'n woord in my kop, wat hopelik nie tevoorskyn kom nie. Soms met 'n dik voorhamer op die duim, kan hy dalk uitglip. Maar hy hoort nie daar nie. Hy hoort nie daar nie. So die Here gaan soek nuwe bottels. En in hierdie nuwe bottels kan hy sy nuwe wyn skink, en die bottels word bewaar sowel as die wyn. En ek wil julle sê vandag, die mensies wat hier deur die water gaan, is definitief nuwe bottels. Hulle was miskien ou bottels, maar hulle het iewers deur 'n vuur gegaan en hulle is gelouter en hulle is nuwe bottels gemaak en daar is geen valse bakterieë meer en nee, die nuwe wyn is nou daarin en die nuwe wyn veroorsaak probleme. Want almal met wie hulle in aanraking kom om die nuwe wyn te deel, sê die oue is beter. Is ek reg of is ek verkeerd? Dis wat gebeur. So jou familie word jou vyand. Jou vriende verlaat jou. My seun het besluit hy kom terug na die Here toe. Ja, dis nou wat so 10 jaar gelede. En toe kom sy vriende en huil by hom. Want as hy terugkom, dan is die vriendskap verby. Want dan gaan hy mos nou nie meer doen wat hy voorheen gedoen het nie. Wragtig, hy gaan terug na hulle toe. Jy kan dit nie glo nie. Jy kan dit nie glo nie, totdat die Here in sy genade uiteindelik sy ore so lank rek, dat hy lyk soos 'n konyn. En toe besluit hy, nee wat, die ou bottel moet maar vrek. Sodat die nuwe wyn 'n verandering kan maak. So jy moet nie moed opgee nie. As die mense sê, die oue is beter. Dis sulke mooi stellings. Die ou kleed was verstrengel in hulle eie meriete. En in hulle eie werke. Die nuwe kleed het geen eie meriete en eie werke nie. Die nuwe kleed is 'n kleed van geregtigheid. Die nuwe wyn is suiwer doktrine. En ongelukkig in daai doktrine is daar nie baie plek vir die eie ek nie. Die mense vandag dink hulle moet gered word deur een of ander belangrike ding wat hulle doen. En hulle wil nie aanvaar dat die enigste geregtigheid waarop hulle kan staat maak is die geregtigheid van Christus nie. En dat al ons beste dade maar vuil klere is, want hulle kom uit 'n selfsugtige
hart uit. Die ou kleed is verstrengel in seremonies, in feestydde, in tradisies. En die hart word verwronge en nou. Daar's nie plek in daai hart vir openhartigheid nie. Daar's nie plek in daai hart vir medelee nie. Medelee is iets wat vandag gegee word uit 'n selfsugtige motief baie keer. Maar werklike medelee, soos wat Christus gehad het, is 'n baie seldsame ding. Die filantrope van die wêreld hou daarvan as daar 5000 kikkies van hulle geneem word en hulle op die nuus verskyn omdat hulle 1 biljoen geskenk het aan 'n ouete huis. Terwyl hulle honderde duisende biljoene vir hulle self hou. En hulle noem hulle filantrope. Jochen, nou wil die son van jou wegneem. So nuwe bottels, nuwe wyn. Dis wat daar in die dooppak gaan wees. Maar daar kleef nog sulke stukkies bottel. En daai bottel moet versuip. So ons gaan daai bottels onder die water druk in 'n mini dood. En daai bottels stukke daar onder in die water los en dan opkom uit die water 'n nuwe skepsel in Christus en 'n nuwe bottel met nuwe wyn. En dan word daar vir jou gevra, moenie jou lig onder die tafel of onder die bed wegsteek nie. As jy nuwe lig ontvang het, dan gaan met daai lig en verkondig dit aan die wêreld. En soos ek gesê het, julle ontvangs gaan wonderbaarlik wees, maar wonderbaarlik net in die sin van verstomming, dat niemand die nuwe wyn wil hê nie. Maar gelukkig sê dit, niemand wil dadelik die nuwe wyn hê nie. Anders was evangelisasie om dowe neute. Die Engels sê, nobody straightway desires the new. Niemand wil onmiddellik daai ding gryp nie. Maar dit moet ons nie hinder om dit te verkondig nie. Gee dit vir die mense. Skink vir hulle 'n dop. Sê drink, al spoeg hulle dit uit en sê ek wil dit nie hê nie. Ek is daar by die kreer. En as mense by ons en ons het 'n alkoholvrye bier vir die Duitsers in die kar. En hulle kyk mos of jy alkohol het as jy inkom of jy 'n firearm het. Ek sê altyd vir hulle, I've got an arm, but I don't have the fire. En daai vrou sê, wat is in daai koelsak? Ons maak die koelsak oop en daar's 'n alkoholvrye bier daarin. Sy kyk aan haar en sy sê, what's this? Sy sê, is alkoholvry. Sy sê, hoekom? Is die eerste vraag. Hoekom met so 'n frons op die neus? Asof dit iets waagliks is. My vrou sê, want jy wil jou kop helder hou. Dat maak nie sin nie. Dieselfde reaksie gaan jy kry met die evangelie, met die nuwe wyn. En buddy, grawe nou net nuwe waarhede, wat eintlik oeroue waarhede uit, maar wat tradisie gebeere het onder 'n hoop van gerommel en gemors. En probeer die reine wyn vervang met daai rommel en gemors wat daar lê. Probeer dit net. Probeer vir hulle sê die Sabbat is die 7de dag. Hulle sal vir jou sê, nee, ek soek hom nie. Maar wat gaan ek doen met my werk? Wat gaan ek doen met my gesin en my familie?
Wat gaan ek doen met my vriende? Ek se kom nie. Ek sou kom nie. Wel, dan moet julle maar net bid. Dan moet julle net bid en aanhou bid en hoop dat die Here die probleem vir julle oplos. Nou ek kan aan en aangaan, maar aangesien dit 'n doopdiens is, wil ek nie aan en aangaan nie. Ek wil net hê julle moet dink daaraan dat die nuwe kleed geen skeur ingehad het nie. Die kleed van Jesus Christus waaroor hulle loetjies gegooi het, was aan een stuk geweef, daar was geen soem daarin nie. Daar was geen letsel daarin nie. Hy was perfek, so perfek, dat hulle hom nie wou skeur nie, want jy kan nie die geregtigheid van Christus skeur nie. Hulle het gedobbel vir hom. Nou die goeie nuus is, as iemand dobbel vir hom, dan wil hulle hom mos eintlik hê, is dit nie so nie? So diep binne in die siege van die mens, is daar tog 'n verlange na iets beters. En as jy eers hierdie wyn gedrink het en hierdie waarheid geïnternaliseer het, en jy het toegelaat dat dit van die ou vieslike kleed wegvreet, en dit vir jou mooi begin word, omdat jy dit verstaan en geïnternaliseer het, dan moenie ophou om dit te verkondig nie. Want die Here het nie opgehou om ons te roep nie. Die meeste mense wat vandag gedoop word, is nie meer vandag se kind nie. So hoe lank het dit gevat vir die Here om hulle te oortuig om deur daai water te gaan? Te geruime tyd gevat, nee. Nou as die Here soveel geduld met ons gehad het, hoeveel geduld moet ons hê met diegene wat dit nie verstaan nie en nie wil hê nie? En dis al wat ek op julle harte wil lê. Wees nuwe bottels, wees nuwe wyn, skyn helder, sit julle lig bo op 'n kandelaar en laat mense sien wat die verandering in julle is en hoekom die verandering daar is, en dan om te vra, is die verandering beter of nie? In sommige gevalle vat dit jare. En jy moet 'n geduld hê soos Job. Ek is in die gelukkige posisie gewees, dat beide my vrou en ek die waarheid gelyktydig aanvaar het. Maar dis nie die geval by die meeste mense nie. By die meeste mense is dit hel op aarde, as jy nie ou en nuwe wyn wil meng nie. Maar moenie die kompromis aangaan nie. Moenie 'n kompromis aangaan nie. Want waarheid kan nie gekompromiteer word nie. So nou gaan ons die doopkandidate vra om vorentoe te kom en vir julle te vertel wat se wyn hulle ontdek het. En dat hulle bereid is om hierdie wyn te internaliseer en nuwe bottels te wees. Ek wil net graag hê dat wanneer hierdie doop plaasvind, dat elkeen net weer terugdink aan daai dag toe jy gedoop is. En om die Here te vra om daai vlam, wat miskien nie meer so brand soos hy destyds gebrand het nie, net weer aan die brand te steek.
En almal wat nog nie gedoop is nie, dat hulle die Heilige Gees vra om hulle te oortuig, sodat hulle ook hierdie stap kan doen. Want as jy dit kan doen, en die Here bied die geleentheid om dit te doen, is dit beter om dit te doen as om dit nie te doen nie. Martin het seker gedink, dis my aangetroude familie. Maar nou is hy in die moeilikheid. Want nou is dit deel van die hemelse familie. En dis 'n hegter familie as enige bloedfamilie kan wees. En in sommige tragiese gevalle gaan dit die familie wees wat die mense in die hemel het, nee. Maar ons bid en vertrou deur die gebruik van die knieë, dat die bloedfamilie ook daar sal wees. Amen.